Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir hierdie wonderlike, pragtige geleentheid. En dat ons almal hier by mekaar mag wees, familie, vriende, maar dat hierdie mense ook in my eie lewe ingekom het en wat 'n heerlike herontmoeting ook, wanneer ons mekaar so sien na jare, party van ons mense hier. En Here, U self het vir Owen en vir Julia by mekaar gebring. En ons vloei dit met ons hele hart. U gee hierdie gawe van die liefde tussen hulle. U ken hulle, Here. Daarom wil ek bid vir hulle, maar nie net vir hulle nie, maar vir ons almal, dat U wonderlik in ons almal se behoeftes sal voorsien. In hulle sin, in besonder. Gee dat ons elkeen ook vandag U woord sal hoor. Amen. Right, ek het gekies daai versie uit Johannes, oor die genade, maar net dit, uit sy oorvloed. God wat deur Jesus werk. As jy genade praat, dan is daar maar een naam, Jesus Christus. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Maar het dat ook vir ons die Engelse vertaling daar gegee, we all live of His generous abundance, gift after gift after gift. Interessant daai herhaling, nie? Genade op genade. Nou, genade, as ek nou die woord genade noem, waar dink julle? Ek dink aan my ouma, wat as ek en my tweelingbroer so stout was, dan sy baie keer gesit en gesê, ag, genade tog, Heretjie. Hierdie kinders. En wanneer jy mense raakloop, nee, in die spar en oral in die lewe, dan hoor jy baie gereeld, net genade. Dis net genade, of die genade is groot. Die genade is groot. Nou, natuurlijk gaan genade dan, nommer 1, oor Jesus wat gekom het, vir ons aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, en dat dit verniet is, onverdiend. Ons kan nie Jesus se liefde, ons kan nie God se gawes en sy liefde verdien nie. Ons kan nie. Hy gee dit, sonder dat ons dit verdien. Paulus skryf veral in die brief aan die Galasiërs, skryf hy baie daaroor en so. So right, verniet. Ek wil dit net sê. Dan gaan genade daaroor, dat dis 'n geskenk. Die Griekse woord charis beteken ook 'n geskenk, wat natuurlik verniet is, wanneer dit by verjaardag kom en Kersfees. Ons gee tog nie vir mekaar verjaardag geskenke, en sê dan, hoorie, kan jy my net help om jou geskenk te betaal? Behalwe as vroulief nou iets wil hê, en manlief, koop het vir haar, maar sy moet maar 'n deel betaal. En om die kinders nou, die kleinkinders om die bos te lei, dan word daar gesê, oupa het vir ouma hierdie gekoop. In die meantime moet ouma die meeste daarvan betaal. Nee, okay. Maar 'n geskenk. Hoe werk 'n geskenk? Jy is opgewonde oor 'n geskenk. Oor dit behoort so te wees. Na Kersfees is hierdie ding mos dat jy kry die kwitansie ook by mense, meeste van die tyd, dan mag jy dit terugvat, as dit nie vir jou werk nie. Maar wanneer jy iets kry wat jy baie graag wil hê, dan is jy bly. Daai blydskap, daai dankbaarheid. En ook die geskenk wat God vir jou gee in jou liefdesverhouding, in jou huwelik. Die blydskap, die dankbaarheid.
dat dit meer en groter sal wees as die kere wat jy miskien gaan dink, ai tog, wat het nou gebeur? Kyk, het gaan nie altyd maklik wees nie, hoor. Gaan nie altyd maklik wees nie. Julle weet dit. Ek het gister 'n baie interessante storieetjie gekry van, ek gaan net vinnig vertel, van God het, toe hy geskep het, maak hy toe eers die hond, toe sê hy vir die hond, jy moet die hele tyd net blaf, vir mense blaf wat verbykom en grom, en dan vir 20 jaar, toe sê die hond, nee, God, dit is te veel, gee my 10, sê okay, jy mag 10 teruggee, toe maak hy die aap, toe sê hy, jy moet mense entertain, en aan die lag hou, en aan die speel hou, en vir 20 jaar, toe sê hy, God, dit is te veel, wat van 10, sê ja, 10, goed, dis reg, toe gaan hy en hy maak die koei, en hy sê, jy het 'n belangrike funksie, jy koei moet die melk produseer, waar daai vitamines en proteïene het en alles, en waar hy botter en kaas, verskillende soorte kaas, vir 60 jaar, sê ek, wow, nee, dit is 'n bietjie 'n tall order, wat van net 40 jaar, sê goed, ja, jy mag dan teruggee, daai jare, en toe maak hy die mens, die man, en hy sê, jy gaan jol, en jy gaan die lewe geniet, eet en drink, en min verantwoordelikheid hê, vir net 20 jaar, sê nee, dis te kort, wil jy nie vir my die hond se 10 gee, die aap se 10, en die 40 van die koei nie, dit maak 80, sê God, is jy seker? Toe sê ja, toe sê goed, jy moet nou maar die gevolge dra. Vir die eerste 20 jaar van jou lewe, gaan jy nou maar jol en geniet, en eet en drink en alles. En dan begin die verantwoordelikhede. Dan gaan jy vir 40 jaar werk, soos die koei. Daai gee ek vir jou, daai 40 wat hy teruggegee het, en jy gaan maar swoeg, en jy moet maar supply en voorsien vir die gesin. En dan gaan jy vir 10 jaar jou soos 'n aap gedra om jou kleinkinders te entertain, en hulle te laat lag en laat rondspring. En dan gaan jy jou laaste 10 jaar op die stoep sit, en die hele tyd grom en blaf vir almal. Oom Julia, daar is sulke dae, maar dan moet 'n mens vir jouself sê, ek het hierdie geskenk gekry van God, en ek kyk verby die negatiewe, hierdie genade op genade. En 'n geskenk moet oopgemaak word. Is daar van julle wat nog julle Kersgeskenke, sekere Kersgeskenke nie oopgemaak het nie? Het jy 'n idee wat dit is nie? Nee, is natuurlik te nuuskierig. Geskenk moet oopgemaak word, geniet word, gebruik word. Nou is nou nie kinders nie, so ek loop op dun ys is 2 tot 18 of 2 tot 80 materiaal, as ek sê om die geskenke oop te maak, is julle saak. Geniet mekaar, geniet hierdie geskenk wat die Here jou gee. Dit gaan so baie keer by ons verby, dat ons nie mekaar geniet nie. Gebruik mekaar, nie misbruik nie. Gebruik mekaar. Julle het mekaar nodig. Die een het wat die ander nie het nie. En dan God se geskenke, dit wat God gee, as die Bybel praat van genade op genade, gift on gift on gift, dan beteken dit oorvloed. In abundance. Ons is nie geestelike bedelaars nie. Ons is nie geestelike bedelaars nie. Ja, miskien het ons nie baie geld nie. Ons sal graag baie meer wil hê, nee, elkeen van ons, ek is seker daarvan. Maar wanneer die Here liefde uitdeel, en genade, en vrede, en blydskap, en krag, en oorwinning, al die dinge wat ons nodig het, en hoop, dan sê hy oorvloed. Oorvloed. Ek sê baie keer daai ding, wanneer ek 'n baba doop, dan is mense nou geskok en so, wat van ver af kom. Want in die NG Kerk, Paul, jy sal ons nou weet, dat die besprinkeling, ons sit ons vingers in, en dan skud ons nog ons vingers af ook, en dan
besprinkel ons die babatjie so op die voorkop, of ons raak so met 'n bietjie, 'n halwe teelepel water in die baba, en dan wil jy praat van oorvloed. Come on mense, skep met jou hand. Skep met jou hand en gooi dit op die baba se gesig. En ek hou van wat die Grieks-Ortodokse kerk doen, en ook ander denominasies, dan is daai babatjie word met die mooiste dooprok so kan water ingelaat, dis nou lekker lou warm en uitgeblink. Ek het een keer 'n baba gedoop, die man het gesê op een voorwaarde, dit moet 'n groot doop wees in die sin van dit moet onderdompeling wees. Nie groot doop, maar onderdompeling. En toe het ek die kind laat sak, die kind het uitgekom, nooit weer opgehou, huil vir daai dag nie, en tot vandag toe, jare gelede al tot vandag toe, hidrofobies, so bang vir water is net nie waar nie. So ja, nee, oorvloed. Petrus skryf oor genade, dan sê hy die veelvoudige genade van God, dan gebruik hy die Griekse woord poikilos, soos potjiekos, né? Die verskeidenheid, maar daai poikilos beteken veelkleurig. The multicolored grace of God. Veelkleurig. Elkeen van ons het 'n spesiale kleur, né? Wie van julle like blou? Bruin, oranje, rooi, swart, goeie kleur, laat mens maarder lyk. So ja, veelkleurig. Iets vir elkeen, sê God. Iets vir elke dag se behoefte. In oorvloed. Genade op genade. Ons kan ook baie daaroor sê. Dit is maar wat ek vandag vir julle wil gee. En dat ons die genade sal vat, wat God vir elkeen gee, en daardie geskenke van God weer uitdeel, aan mekaar, maar ook aan ander mense. Nooit moet 'n paartjie in 'n liefdesverhouding, 'n huwelik, so na binne wees, dat hulle isoleer en nie ook na buite uitdeel nie. Moenie so opgaan in mekaar. Spaar van jou genadegawes ook vir ander, vir familie. Daar mense saam met julle, daar op die plaas, hulle het dit ook nodig. Ander familie, ander mense wat oor julle pad kom. Okay. Marietta het hierdie op die pamflet gesit, ek wil dit nou vir julle lees, want dit is ook deel van die geskenke wat ons vir mekaar gee, en dit is ook wat genade is. Kyk, genade gaan ook om weer 'n kans te kry, om te vergewe. So kom ek gesê het, ons kan ook baie daaroor sê, om voor te begin met mekaar. God gee vir julle twee besondere kans om voor te begin. Die liefde is blind soos 'n mol. Dit laat jou sag kyk. Dit laat jou net die mooiste en beste raak sien. Dit laat jou als verdra, als glo, als hoop. En dis 'n oneindige goeie ding. Dit maak van ons aarde 'n draagliker plek. Want sonder liefde sou daar niks wees nie. Daar sou nie goedheid en deernis en omgee en medemenslikheid en goedgunstigheid wees nie. Ag, laat ons altyd ons mens wees so oopstel, dat ons ontvanklik sal wees vir die liefde. Het sy vir 'n geliefde of vir jou kinders, kleinkinders, vriende, medemens, diere, sommer vir elke boom en blom op die hele aarde. Laat asseblief oorvloediglik liefde wees. Oorvloediglik. Genade op genade.
Okay, hoor Julia, ek wil vra dat julle tweekies nou hier sal kom staan, so skuins. Sê. Julle is in die video, so ons is georganiseer. Ek hoef dit nie vir julle te sê nie, julle weet dat dit wat tussen julle ontstaan het van ons Here God afkom. Hy het dit geskep. Hy is die een wat hierdie liefde tussen mense tot stand bring en dit in stand hou. Dis deel van sy skepping, sy creation. Dit is wonderlik. En hy en daai ding wat party mense sê, ag ek is so gebore en laat staan. Nonsens. God laat nie iets soos 'n liefdesverhouding of wat ook al in ons lewe gebore word en jou net so laat staan nie. Hy hou dit ook in stand. Maar julle het ook 'n verantwoordelikheid. Ek het vir julle die vows hier opgestel. En ek wil dit graag voorhou, waarop julle elkeen dan albei dan ja antwoord. Ons troubeloftes, Gladwin Johnston, en ek het elkeen sy ID ook hier ingesit. Mabel Julia Coetzee, 24 Augustus 2024, Heidelberg, Wes-Kaap. Voor God en sy kinders beloof ek, dat ek jou sal lief hê met die liefde wat God ons gee. Ek sal toelaat dat Jesus se eienskappe ons lewens vervul. Ek sal aan jou getrou wees, te alle tye en in alle omstandighede. Ek sal jou bystaan, help, respekteer en as my gelyke behandel. Ek sal jou liggaam en gees, jou siel en jou hart beskerm en koester. Ek aanvaar jou uit God se hand as sy geskenk van genade aan my. Hoe kan jy dit sê vandag? Ja. Julia, goed. As dit kom by die legal goed, waarna nog so 'n bietjie gekyk sal word, almal is maar in die hande van admin mense en so. Het julle al ooit gewonder met hierdie hele ding van dan, kyk, dit is veral in die oorseese lande waar jy dit kry, wel, sekere Engelse kerke, dan is die reverend of die priest of so, sal so van bo af kyk, en dan vra, is there anyone here? Of have I hold your peace? Ek kom erop neer, hulle is albei, dis kom ek die alies ingesit het, hulle is albei 18, so right nou, julle mag dokumente teken en 'n kontrak aangaan en al daai goed. En julle is dan legal burgers van ons land, maak nie saak as 'n foreigner was nie, maar die punt is net, julle het nie daar by Mozambique sonder 'n ID deur die draad geklim nie. En nie een van julle is op die oomblik legally wettiglik getroud met iemand anders nie. Julle trek nie 'n Zuma Nkandla op ons nie. Okay, right, so nee, maar dit nou daar. Maar die belangrikste, die geestelike kontrak tussen julle twee, tussen God en julle. En daarom kan ek regtig met groot vreugde, met vrymoedigheid, kan ek vir julle sê, hiermee verklaar ek dat julle in die oë van ons Here God vir mekaar gegee is en in God se oë getroud is en as man en vrou saam sal leef. Die ring was altyd die simbool van hierdie geestelike kontrak en die band wat nie verbreek word nie. So julle mag nou
vir mekaar ook die ringe aansteek. Ek wil vra dat, sal nou soen, hou uit, dat julle tweekies vir my net hier sal teken om te bevestig, hierdie was, ek gaan daar, teken ook vir my die een, dis die kopie wat ek graag wil hou. En jy hier so. Pas hy, nou wil ek die twee getuies vra asseblief, dis maar Rita en Erika, nee? So nog maar sommer net hierdie een daar so. Maar Rita, jy? So. En dan staan hy ook onderaan, gelei dan deur myself. Ek het gedink in julle geval wil ek maar 'n bietjie rang trek, Dr. LP Holly Grobler. Okay. Dan sign ek ook. Julle kan dit mooi bewaar en raam en ophang waar julle ook al wil. As daar iets deur die huis gaan wat dit beskadig, ek het dan nou hier nog een. Goed. Staan 'n bietjie nader julle tweekies. Goed. Dan ek so net julle hande kry. Ek wil vra dat julle almal sal staan asseblief tog, ja. En ek wil net so hier daarom vir almal wys, daar word nou foto's ook geneem, daar is hulle, sê net af vir die wat dit gaan kyk, hallo, haai julle almal, daar sê, okay, daar sê, hulle nou nie dink, hier was geen mens gewees nie, okay, daar sê, kom ons, dit wat ek wil vra, het julle vir hulle geskenke gebring? Ek glo so, okay, julle moet mekaar soen. Ek wil nou net sê, ja, okay, dis 'n goeie een. Die soen is ook die bevestiging in die ou tyd van 'n kontrak wat gesluit word, en dan ook die wonderlike betekenis van daai ek laat jou toe in my intieme binneruimte, né? Vertrou jou, ja. Kom ons gee vir hulle 'n spiritual gift, geestelike geskenk. Die blessing, die seën van die Here, en dan sê julle agter my aan, en dit is wat ons hier, ek en hulle graag vir julle tweekies wil gee vandag. Julle kan so 'n bietjie draai om hulle ook te sien.
Die liefde en versorging van God ons Vader, die vrede, blydskap en oorwinning van Jesus ons Here, krag en nabyheid van sy Heilige Gees, sal met ons en in besonder saam met julle wees. Amen. Ja.